Goeiemôre. Dis 'n groot voorreg om vanoggend hier te wees. Ons is elkeen hier met dinge wat die week gebeur het. Party van ons is in 'n plek waar ons vreeslik gelukkig is. Ander van ons is in 'n plek waar ons hartseer is. Ander van ons is bietjie mismoedig. Die wêreld voel so dikwels chaoties. En as dit vir ons moeilik om te plot, maar wat is God besig om met ons te doen? Ons is vanoggend hier saam. En God sê vir elkeen van ons, maar ek wil jou ontmoet. Waar jy is, met presies wat jy voel op die oomblik. Daar ontmoet God jou. En ons kom, want ons weet, by die Here is ons veilig. Ons weet, ons hulp kom van Hom wat hemel en aarde gemaak het. Ons weet, God is altyd getrou, van nou tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil vreeslik graag vanoggend vir ons 'n geloofsbelijdenis voorlees. Vandag in die kerkjaar is bekend as die Sondag van Herder, die Herdersondag. En dit is die 4de Sondag in die Paasseisoen. Hierdie geloofsbelijdenis gaan julle hoor in 'n verwerking van Psalm 23 in hom. Ek glo, die Here is my herder. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Daarom kom ek niks kort nie. En ek weet, hy lei my altyd op die regte paaie, tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want hy is by my. In sy hande is ek veilig. Ek glo in Jesus Christus, die goeie herder, wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. Want ons almal het gedwaal soos skape. Ons elkeen het ons eie pad geloop. Maar die Here het almal se sonde op hom laat afkom. Ek glo die goeie herder het sy lewe ook vir my afgelê. Soos die profete voorspel het, is hy doodgemaak. Maar God het hom, wat die groot herder van die kudde is, uit die dood teruggebring. Ek glo, hy gee die ewige lewe vir elkeen wat na sy stem luister en hom volg. Ek glo, die goeie herder het vir hom een kudde losgekoop uit elke stam en volk en nasie. Ek glo Jesus het ook vir my as herder aangestel om sy skape op te pas en sy lammers te laat wei. Want as hy as die opperherder weer kom om die mense van mekaar te skei, soos die wagter die skape van die bokke skei, sal hy die heerlikheid as onverganklike kroon gee vir elkeen wat hom getrou dien. Geliefdes, weet dan, die Here is vanoggend op 'n besondere wyse hier by ons. En hy groet elkeen van ons. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en Verlosser, en van die Heilige Gees wat ons vertroos en lei. Mag die teenwoordigheid van ons herder, wat ons ken en liefhet, ons harte vul met vreugde en vrede. Amen. Terwyl ons sit, kom ons loof die Here saam met lied 212.
uitnooi om vir 'n oomblik stil te word. Om vir 'n oomblik na te dink oor 'n week wat verby is en vir jouself te vra, waar het jy God beleef? Waar is daar oomblikke wat jy intens bewus was van God se teenwoordigheid by jou? Ek gaan die stilte 'n oomblik kans gee en baie van ons is nie gewoond aan stilte nie. Dit maak ons ongemaklik. Dis normaal. Dit gaan ongemaklik wees. Na 'n rukkie gaan ek vir ons voorgaan in gebed. Kom ons word saam stil. Ons maak ons oë toe. Here God, jy ken ons harte. Jy weet, Here, oor die dinge waarmee ons worstel. Jy weet, Here, oor die dinge waaroor ons opgewonde is. Jy weet, Here, waar ons hoop lê. Here God, ons is so dikwels so skape. Ons dwaal af en ons vergeet om na U te luister. Ons weet dit is veilig by U. Ons weet U is in beheer. Maar Here, U weet, partykeer dan is dit so moeilik om U stem te hoor. Ons dank U, Here, dat U ons vanoggend weer herinner dat U ons herder is. Dat daar niks is wat ons kan doen wat gaan maak dat U anders na ons kyk nie. Dat U ons al klaar verlos het. Dat U ons vrygespreek het. En dat U wil hê dat ons moet laat gaan aan al die dinge waarna ons so swaar dra en ons hande oopmaak om U liefde en U vreugde te ontvang. Ons dank U, Here. Amen. Kom ons staan en ons sing saam God is liefde. God
Ek gaan vanoggend vir ons Johannes 10 vers 22 tot 30 lees. In daardie tyd het die fees van die tempelwyding in Jerusalem plaasgevind. Dit was winter en Jesus het op die tempelterrein rondbeweeg in die pilaargang van Salomo. Die Jode het toe om hom saamgedrom en vir hom gesê: "Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit openlik vir ons." Jesus het hulle geantwoord: "Ek het dit vir julle gesê, maar julle glo nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, dit getuig van my. Maar julle glo nie, omdat julle nie my skape is nie. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een." Ek lees net tot hier. As hier nou vanoggend 'n span van kyk net inkom en met elkeen van ons 'n onderhoud begin voer en vir jou vra, vertel my van jou lewe. Waar gaan jy begin? Watter soort informasie gaan jy deel? Gaan jy fokus op al die suksesse? Gaan jy vertel, in my besigheid het ons hierdie en hierdie reg gekry? Gaan jy vertel van jou kinders, jou familie? Gaan jy vertel van die dinge wat miskien vir jou sleg was? Gaan jy vertel van die slegte tye? Waar gaan jou fokus wees? Gaan jy vertel van God se hand wat keer op keer in jou lewe sigbaar is? Gaan jy praat van die opstanding in jou lewe? Ek dink baie daaraan die laaste ruk. Is dit nie absoluut eienaardig? Die opstanding is hierdie kern van ons geloof. Is die hoeksteen van alles. En as ek fyn luister rondom my, hoor ek bitter min hoe ons praat oor die opstanding in ons lewens. Ons bely die opstanding, ons glo, ons sê dit vir mekaar, die hele tyd, elke Sondag herinner ons mekaar. Ons vier juist nou fees om mekaar te herinner van die opstanding, van hierdie ongelooflike ingrype. Maar ons glo, en om te leef is baie keer iets anderste. Ek dink ons vergeet om dit te leef. Maar wat beteken dit om die opstanding te leef? Jesus is op die oomblik in Jerusalem. En daar is hierdie skare Jode wat om hom saamdrom. En ons lees van hierdie fees van die tempelwyding. En ons kan agterkom, maar hier is 'n oomblik wat die outeur van Johannes vir ons iets wil verduidelik van hoe lyk Jesus se verhouding met mense. En ek en jy weet al klaar, dat hierdie verhouding met die Jode lyk nie goed nie. Met hierdie spesifieke groep mense gaan dit nie goed nie, hulle glo nie. Ons weet dit klaar. En die Jode het die hele tyd hierdie verwagting gehad van 'n Messias. Iemand wat gaan kom en help en red en alles regmaak. En hulle is keer op keer teleurgestel. Keer op keer is daar 'n profeet of 'n leier wat net nie reg luister vir God nie. Daar's hierdie ongelooflike baie kere van teleurstellings. En dan lees ons dat op die oomblik is hulle besig met die fees van die tempelwyding. En dis nie toevallig nie. Hierdie fees van die tempelwyding is ook bekend as Chanukka, die fees van die ligte. Josefus praat van hierdie fees as hierdie absolute uitbeelding van hulle vryheid. Hier is 'n fees wat taamlik nuut is in die geskiedenis van die Jode. Dit is so 164 voor Christus. En dit verwys na die gebeure wat gebeur het met die Makabeërs. Ons lees van dit in die boeke van die Makabeërs.
Dis hierdie ongelooflike skok gebeure. Want onthou nou, ek en jy is gewoond. As ek en jy by die kerk uitstap, is God nog steeds by ons. Ons hoef nie hier te wees om God te ontmoet nie. Ons kan God op enige plek ontmoet. Maar vir die Jode, op daai stadium, is die gedagte, as ek God wil beleef, dan moet ek tempel toe kom. Die enigste plek waar ek God kan ontmoet, is in die tempel. Die tempel is die heilige plek. En dan kom Antiochus Epiphanes, hierdie regeerder wat aan bewind is. En hy stap in die tempel in met 'n vark, wat hy gaan offer. En hy sê, julle almal moet nou vir Zeus aanbid. Kan jy jou vir 'n oomblik indink? Hoe onbeskryflik skokkend dit nie vir hulle moes gewees het nie? Hierdie plek wat heilig is, hierdie plek waar God is, word bevuil met 'n onrein dier, word absoluut afgetakel met hierdie gedagte van 'n vreemde God wat ons nou skielik moet aanbid. En hulle sit daar en hulle kan niks doen nie, want hy is in beheer. En dan kom daar 'n opstand. En die Makkabeërs sê vir mekaar, dit kan nie so plaasvind nie. En hulle veg. Dis aaklig om Makkabeërs te lees, dis verskriklik gewelddadig. En dan oorwin hulle. Hulle kom self aan beheer. En daar's dit die oomblik wat hulle weer die persone is wat besluit wat moet gebeur. En hulle dink, nou is ons vry. En dan maak hulle die tempel skoon en vir 8 dae vier hulle fees en hulle is so bly dat hulle weer God kan loof soos wat hulle wil. En dan sê hulle vir mekaar, maar hierdie gebeurtenis kan ons nie vergeet nie. Ons moet dit elke jaar vier. Vir 'n oomblik is dit weer soos wat dit was in die tyd van Dawid. Toe hulle aan bewind was, toe hulle die wêreldmag was. Toe hulle polities en ekonomies die persone was wat besluit het wat moet gebeur. En daar's hierdie oomblik wat ons vir mekaar sê, maar is verlossing dan nie dat ons eie geloof kan uitleef, soos wat ons voorouers ons geleer het? Is dit dan nie dat ons weer kan wees wat ons vir mekaar gesê het ons moet wees nie? Daar's hierdie oomblik wat hulle vir mekaar sê, maar goed, nou is ons weer die persone wat aan bewind is. Ons besluit wat moet gebeur. Verlossing is dan nou mos om jou identiteit uit te leef. Intuïtief moet iets jou ongemaklik maak. Intuïtief moet iets vir jou sê, wag net 'n bietjie. Verlossing kan mos nie net vir een groep mense wees nie. Kan mos nie net wees oor politieke en ekonomiese belange nie. Kan mos nie net wees dat ons God so ongelooflik klein maak nie. As ons praat van 'n opstandingsgeloof, as ons praat van om die opstanding te leef, dan praat ons nog van dat ons iets verstaan van die opstanding kom uit 'n God uit wat ek en jy nie in 'n boksie kan verpak nie. Die oomblik wat ek wil hê, maar God moet net fokus op my politiese ideale of net my ekonomiese ideale, dan maak ek hom klein. Dan maak ek dit iets wat ek kan verstaan, iets wat ek kan beheer. Want nou sê ek vir jou wat ek wil hê. En intuïtief hoor jy, dis mos nie God nie. Dis ek wat probeer God speel, maar dis nie God nie. As ons praat van 'n opstandingsgeloof, dan praat ons van, ek glo in 'n God van weer begin en tweede kanse. Ek glo in 'n God wat anders kyk as ek. Ek glo in 'n God wat absoluut raak sien wat ek nie wil raak sien nie. Ons lees in die teks dat hier melding gemaak word van winter. Dit is interessant. Dit hoef nie genoem te word nie. Ons weet mos, Hanukkah is altyd in die winter. Dis 'n onbenullige feit. Maar ons 'n moontlikheid dat winter hier genoem word, want dit is 'n simboliese interpretasie. Om te sê, maar hierdie groep Jode, hierdie groep mense is eintlik
in hulle ingesteldheid stomp. Dis winter in hulle harte. Dis winter in hulle lewensuitkyk. Het hierdie ongelooflike wonderwerke nog die heel tyd gebeur. In net die vorige hoofstuk lees ons van hoe Jesus 'n blinde man genees. Hierdie mense sou dit gesien het, sou bewus gewees het. En hier is hulle in die hartjie van hulle geloofsentrum. Hier is hulle in Jerusalem in die tempel en hier staan die Messias. En hulle sien nie raak wie hy is nie. Dis hierdie absolute kontras. Want daar is hierdie koue, hierdie winter in hulle. Maar nou is die vraag, is dit nie 'n bietjie onregverdig nie? Hoe moet hulle dan nou weet dat Jesus die Messias is? Want kom ons wees eerlik, hy het nog nie direk reguit gesê, ek is die verlosser nie. Moet hy nie 'n bietjie meer duidelik gepraat het nie? En dit is ook vreeslik mooi hoe die outeur ons ook eintlik uitnooi met ons verwagtinge, om te vra, maar hoe duidelik wil jy nou hê? Hierdie metafoor van die skaap en die herder is ongelooflike eenvoudige taal wat gebruik word. Dis nou al 'n paar keer wat Jesus gesê het, maar hy is die lig en die waarheid. Hy is die brood. Dis nou al 'n paar keer wat Jesus eintlik die hele tyd vir hulle vertel wie hy is. En die rede ook hoekom hy dit doen, op die manier wat hy dit doen, is omdat hy die fokus wil hou op God. 'n ander faktor is die feit dat Jesus stel nie belang in net een groep mense nie. Verlossing gaan oor iets as soveel meer as net een groep se politieke belange. As Jesus sou rondstap en sê, hallo, ek is die Messias, gaan hy onmiddellik 'n ongelooflike gesprek ontketen wat polities en militêr gelaai is. En hy vermy dit met rede en met reg, want dis nie wat hy besig is om te doen nie. Maar dis wat die Jode se verwagting is, dis wat hulle wil hê. Dis wat hulle wil hê, want hulle verstaan nog nie wat opstanding beteken nie. Jesus wil die fokus hou op die herder. Dis so asof hy ook wil sê, maar kyk, as jy nou gedink het, ek is nie genoeg nie, as jy nou getwyfel het in my vermoëns, kom ek maak dit seker jy verstaan, wat eintlik is dit God wat deur my werk. Hy sê dit so mooi, God en ek is een. Dis 'n frase wat ongelooflike kopkrappery al losgemaak het in die geskiedenis, want hoe moet ons dit nou verstaan? Wat vind nou eintlik hier plaas? Is eintlik hierdie hoogtepunt oomblik wat Jesus vir die mense rondom hom wil verseker. Ek is regtig die Messias. Ek is gestuur deur God. En is ironies genoeg ook die oomblik wat hulle woedend maak. En as ons aanhou lees, in vers 31 sien julle, as hierdie einste skare, die mense is wat klippe optel, en hierdie klippe gooi na Jesus. Vir hulle is Jesus besig om God lasterlik op te tree. Hy sê hy is iets wat hy mos nie kan sê hy kan wees nie. Maar hulle verstaan nog nie die groter prentjie nie. Hulle verstaan nog nie dat Jesus werk vanuit die Vader. Hulle verstaan nog nie dat die Vader en Jesus doen dieselfde dinge. Dat hulle optrede is 'n optrede van eenheid. Hierdie metafoor van die skape word gebruik om iets vir ons baie duidelik te verduidelik van wat dit beteken om in Christus te wees, om opstanding te leef. Want die skape wat God se stem hoor, wat Jesus se stem hoor, is die skape wat beskerm word. Dit word beklemtoon. Niks
kan jou die hand van Jesus ruk nie. Niks kan jou die hand van God ruk nie. Dis hierdie ongelooflike bemoediging, hierdie troos om te sê, jy is deel van my kudde. Stel belang in wat jy doen. Stel belang in wat aangaan met jou. Is die hele tyd besig met jou. Kan nie anders nie. Beskerm jou. Wil hê dit moet goed gaan met jou. Dis hierdie uitnodiging om iets raak te sien van 'n herder wat die heeltyd praat en die heeltyd uitnooi. Kom volg my. Kom luister. Kom vat die pad wat ek vir jou wil hê. Dis hierdie sekerheid dat nie net in die teenwoordige lewe nie, maar in die ewigheid is God by jou. Die vraag bly maal. Hoe leef ons die opstanding? Wat beteken dit vir ons in ons alledaagse lewens? As jy voor die TV sit met 'n koppie koffie, beteken dit iets? Die Jode het 'n bepaalde verwagting gehad oor wie die Messias moet wees. Hulle het 'n verwagting gehad oor wat verlossing moet wees. Hulle het die idees gehad van iemand wat gaan instap en goeders ekonomies regmaak en polities regmaak. Iemand wat gaan maak dat hulle weer belangrik voel. En ek dink dit is maklik om so te begin dink. Ek dink dit is baie maklik om in ons verhouding met die Here dikwels te vra, maar God, asseblief, maak hierdie vir my beter. Wanneer ons kyk na hierdie metafoor van die herder en die skape, is dit meervoud altyd. Kudde, nie een skaap nie.